Goeiedag. In hierdie video gaan ons kyk na enkelvoudige vermeerdering. Dit hoort in graad 9 tot 12. As ons spesifiek met finansies werk en met hierdie formule wat julle hier sien. Ons gaan kyk hoe ons elkeen of van die A of die P of die I of die N uitwerk. In hierdie video gaan ons elkeen apart uitwerk en kyk hoe lyk die vrae wat daarmee saamgaan. Kyk asseblief na die video op hierdie kanaal van Finansies Groei, die inleiding. Daar verduidelik ons wat die A, die P, die I en die N en so aan is. Hier is ons eerste vraag. Belê R200 vir 4 jaar teen 10% per jaar enkelvoudige rente. Hoeveel geld in die rekening aan die einde van 4 jaar? Eers bepaal ons wat is A wat ons nie weet nie. P is die 200, N is 4 en I is een van die 3 maniere van skryf. Nou vervang ons dit in hierdie formule in. Ons skryf die formule eers neer. Dan vervang ons elkeen van hierdie waardes net op sy plekkie in en los die letter wat nie gevind is nie alleen. Onthou, jy kan hierdie I as 10 op 100, die beste manier, 1 op 10 of 0,1 skryf. En onthou om alles in hakies in te sit, dat ons weet ons moet dit maal. Dan druk ons dit in die sakrekenaar in en kry die antwoord R280. So, hoeveel geld in die rekening aan die einde van 4 jaar? Dis R280. Onthou net, hierdie A is altyd die bedrag wat jy ingesit het, saam met die rente. So daar is R200 ingesit en R80 rente verdien. Hier is ons tweede vraag oor dieselfde formule. Hier word gevra, hoeveel moet belê word vir 4 jaar teen 'n enkelvoudige rente van 10% per jaar om R280 op te lewer? Eers bepaal ons wat A, P, N en I is. A is in hierdie geval 280. Die P weet ons nie wat dit is nie, die bedrag wat ons moes insit. N is 4 vir 4 jaar en die I gebruik ons een van hierdie 3. Ons skryf eers die formule neer. Dan vervang ons elke letter met die waarde wat ek het, en as ek hom nie het nie, hou ek hom net wat hy is. In ieder geval hou ons die P net P. Al die ander goed sit ons in hakies in. Dan werk ek hierdie deel in die hakie met my sakrekenaar uit. En ek stoor dit dan in my sakrekenaar se geheue, en ek dui dan net vir myself aan waar ek dit gestoor het. Nou sien ons 'n maal tussen die P en die 1,4, so nou moet ek hom wegkry van die P af. Dan deel ons met 1,4 aan albei kante. Ek gebruik sommer die sakrekenaar daarvoor. Dan kry ons die antwoord P is R200. So, hoeveel geld moes ek belê het? Ek moes R200 belê het. Ek skryf altyd in 'n woordsom net weer hierso. Ek moes R200 belê het om by R280 uit te kom. Van die 4 sommetjies op hierdie video vra ek vir jou om hier mooi kop te hou. Hier staan geskryf, watter enkelvoudige rentekoers sal R200 laat groei tot R280 oor 4 jaar? Die vraag beantwoord vir ons bereken R. Nie is nie eers 'n R hier in nie. Kom ons kyk hoe werk dit. Hier bepaal ons wat elke letter voor staan. A is die R280, is die geld wat uit gaan kom. B is die R200 wat ons ingesit het. N is die 4 vir die 4 jaar. En I gaan ons help om by die antwoord uit te kom. Onthou, I is R op 100. Ons skryf eers die formule neer. Dan vervang ons alles op hulle plekkies in. In die plek van I sit ons net die R op 100 nou. Nou een van die basiese reëls om vergelyking. Ons moet nou die R alleen kry. So ons werk die goed weg van die R af. Verste ou eerste. Die 200 staan die verste van die R af. So ons deel eers deur 200, daar is ons 'n maal daar, so ons deel deur 200 om hom weg te kry. Indien ek hierdie met my sakrekenaar uitwerk, gaan hy so lyk. Nou moet ek die 1 wegwerk, want hy is die verste van die R af. Ek gaan eers die 1 wegvat. Hier minus ons 1 aan albei kante. Dan lyk die vergelyking so. Nou moet ons die 4 wegkry. So ons deel deur 4 aan albei kante. Doen ons alles met die sakrekenaar, dan sal hy so lyk, 0,1 is gelyk aan R op 100, maar ons wil die rentekoers alleen hê, dan maal ons met die KGV aan al twee kante, dan kry ons 10, dan moet ons net die persent bysit, want ons gevra wat is die rentekoers. Stop asseblief die video, en kry net jou kop om wat ons hier gedoen het. Die laaste sommetjie dan van hierdie video, hulle sê, vir hoeveel jaar moet R200 belê word, teen 10% enkelvoudige rente, om te groei tot R280. Weer bepaal ons eers wat is A, P, N en I. In hierdie geval is dit N wat ons nie weet nie, hoeveel keer ons gaan rente kry. So, die A is die bedrag wat gaan uitkom, P is wat ons gaan insit, en hier is die rentekoers. Skryf eers die formule neer, vervang elkeen van die goeders wat ons het in, en behou net die N, want ons weet nie wat hy is nie. Weer skop die reël in, ons wil die N alleen hê, so ons werk die goed weg van N af, verste ou eerste.
Eers deel ons deur die 200, want hy is die verste van die N af. Dan sal ons vergelyking so lyk. Nou wil ons hierdie 1 wegkry, hy is die verste van die N af. Ons wil hom wegkry hier, as ons hiernatoe bring. So ons minus 1 aan albei kante, dan sal die vergelyking so lyk. Nou moet ek nog hierdie ou wegkry van die N af. Nou wat staan tussen die N en hierdie hakie? 'n vermenigvuldig, en die omgekeerde is deel. So ons deel deur 0,1 aan albei kante, ons gebruik die hele tyd ons sakrekenaar natuurlik. En dan kry ons die antwoord N is gelyk aan 4, en dit is 4 jaar. Hierdie geld sal van R200 groei na 280 teen 10% enkelvoudige rente oor 4 jaar. Nou het ons jou gewys hoe die A kan uitwerk, of die P, of die I, of die N, hang af hoe die vraag gevra is. Asseblief aan of jy van die video gehou het al dan nie, en teken gerus in op die kanaal.